Goeiedag en baie welkom by hierdie oordeenking. Die opstanding is belangrik in ons geloofsreis. Dis 'n groot deel van wat ons bely en is kern tot wat ons glo. Maar het jy al gedink wat beteken die opstanding vir jou persoonlik? Henry Nouwen het so 'n klein boekie geskryf. Dis eintlik maar 'n versameling van inskrywings aan homself en dit getuig van 'n tyd van swaar krye en angs en sy reis na vryheid saam met God. Net om jou 'n idee te gee van die groot tema wat hierdie beweging in hom gedryf het, die titel van sy boekie is The Inner Voice of Love. Jesus se stem van liefde. In een van sy inskrywings, en ek het vertaal, sê hy die volgende: Jy het al dikwels gevoel, jy word deur duisternis oorweldig. Jy weet nou dat hierdie donkerte geen finale mag oor jou sal hê nie. Dit lyk oorweldigend, maar die oorwinning is reeds behaal. Dit is die oorwinning van Jesus wat jou geroep het. Hy het vir jou die mag van die dood oorwin, sodat jy in vryheid kan lewe. Jou siel weet van die oorwinning, maar jou verstand en emosies aanvaar dit nie ten volle nie. Hulle sukkel voort. Vertrou die oorwinning en laat jou verstand en emosies geleidelik na die waarheid draai. Jy sal nuwe vreugde en nuwe vrede ervaar as daardie waarheid elke deel van jou wese bereik. Die opstanding kondig aan dat die oorwinning gekom het. Die dood het geen finale mag oor ons nie. Die ervaring van verlies en lyding, gebrokenheid, sonde, seerkry maak hierdie waarheid nie minder waar nie. Maar dit vat ons dikwels meer as 'n oomblik om hierdie opstandingslewe aan te trek en so te lewe. Dis iets van die hart en die kop wat sukkel al weet die siel wat reeds moontlik is. Lees saam met my uit Johannes 20 vers 11 tot 18. Maar Maria het buitenkant by die graf staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor na die graf toe gebuk en 2 engele met wit klere aan daar sien sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar sy kop en een waar sy voete was. Hulle sê toe vir haar: Vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle: Hulle het my Here weggevat en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en hom daar sien staan, maar nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar: Vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Sy het gedink hy is die tuinier en sê toe vir hom: Meneer, as u hom verwyder het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar: Maria. Sy het omgedraai en in Hebreëus vir hom gesê Rabboni. Dit beteken leermeester. Jesus sê vir haar: Moenie my langer vashou nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Maar gaan na my broers en sê vir hulle: Ek vaar op na my Vader en julle Vader, en na my God en julle God. Maria Magdalena gaan vertel toe aan die disippels: Ek het die Here gesien, en dat hy hierdie dinge vir haar gesê het. Maria help my om raak te sien met hoeveel deernis en geduld Jesus met ons werk. Sy huil. Eers want Jesus is dood en nou want Jesus is weg. Daar is te veel hartseer vir haar om in te hou en te veel hartseer vir haar om te sien wat voor haar is. Die engele vra 'n vraag, amper asof hulle wag vir haar hart en verstand om op te vang by die realiteit wat voor haar is. Dan verskyn Jesus self aan haar. Sy kan nie sien nie. Vasgevang in bekommernis en hartseer. Jesus vra 'n vraag, roep haar hart en verstand om te snap wat aangaan en te besef wat sy voel. Hy roep na haar op haar naam. Verbeel jou, dis jou naam wat so uit Jesus se mond kom. Wat na jou roep in jou donkerte, jou hartseer, jou te veel. In daardie oomblik is dit asof haar hele wese opvang. Sy is nou teenwoordig en oop en kan voor Jesus staan en hom erken as haar leermeester, haar vriend. En dan sê Jesus vir haar: Dis nou anders. Moenie my vashou nie, want ek het nog nie na my Vader gegaan nie. Ek wonder hoe dit vir haar moes wees om te hoor. Mens voel mos soms juist veiliger deur vas te hou in wat jy ken, of te klou aan vastigheid, of wat ook al vir jou ervaring daarvan gegee het.
Maar Jesus nooi haar eintlik om te vertrou dat hoe dit nou is, goed is, beter is. Nie net vir die wêreld nie, maar ook vir haar. Anders, nou na die opstanding. Maar nie meer angswekkend of onseker nie. Nie meer beperk of gebroken nie. Ons is dikwels ook nog huilend, stikkend, onseker in die tuin. Nie seker wat die engele bedoel nie. Nie seker of dit wat ons sien, Jesus is wat ingryp of help in ons lewe nie. Ons raak verstrengel in ervarings van eensaamheid en hopeloosheid. Ons trane kan so maklik ons sig versper. Ons harte en verstand bly so dikwels agter in die seer van 'n hopelose Vrydag waar die bose klaarblyklik gewen en oorheers het. Maar Jesus het opgestaan en dit beteken vir ons elkeen persoonlik 'n anderste lewe. 'n Lewe van vryheid, 'n lewe van moontlikhede, van hoop. 'n Lewe van leer hoe dit is om die volgelinge en vriende van die enigste een wat homself opgewek het, te wees. 'n Lewe waar Jesus heers. En die triomferende held spog nie met sy oorwinning nie. Hy kom terug vir sy mense, vir jou en vir my. Want liefde is sterker as die dood. Mag ons dit persoonlik beleef, soos wat ons oplet hoe Jesus na ons kom en hoe hy ons op die naam roep. Mag ons hoor wanneer hy sê kyk en mag ons die anderste lewe waartoe hy ons nooi aantrek. Kom ons bid saam. U het opgestaan vir ons. U het ons lief genoeg om ons donker te oorwin en te vergewe. Jesus, u het getriomfeer. Dankie. Leer ons nou om u nader te volg, beter te leer ken en dieper lief te hê. Amen.